Ons gesels 'n bietjie oor die koninkryk wat deur die woord van die Here groei. Dit is koninkrykstyd hierdie tyd van die jaar in die kerklike kalender. Baie van die, veral ouer mense, sal onthou dat lank gelede het baie dominees Sondag tot Sondag een van die Sondae van die Heidelbergse Katekismus gelees. Nou die Heidelbergse Katekismus is basies in die weke van die jaar ingedeel, om elke Sondag 52 van hulle 'n beurt te gee. So, in beginsel trek ons nou naby week 25, Sondag 25. En vanmôre dan die praatjie, en eers die van die 3 kort praatjies oor Sondag 25 van die Heidelbergse Katekismus. En spesifiek Romeine 10 vers 7 wat dit behandel. In Romeine 10 vers 17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Boere weet, geen oes groei sonder saad nie. Jy kan die grond bewerk, al bemest en nat lê, maar sonder saad kom maar niks op nie. Net so groei God se koninkryk. Die ontwikkeling kom daardeur dat ons dink dikwels aan die koninkryk groei deur groot programme, geld of indrukwekkende geboue. Die vraag wat die Heidelbergse Katekismus vra is, waar kom geloof vandaan? En die antwoord is eenvoudig. Die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie. Verkondiging. God werk deur gewone mense wat sy woord hoor. En dis wanneer oupa Bybel lees, wanneer 'n moeder bid, wanneer 'n predikant preek, wanneer 'n radioluisteraar op 'n Sondagoggend na die evangelie luister. Daar werk die Heilige Gees. Die wêreld hou van groot dinge. God werk dikwels deur kleiner dinge, 'n mosterdsaadjie, 'n woord, 'n gebed, 'n getuienis. Kom ons maak dit van toepassing. Miskien kyk ons na die kerk en sien kleiner getalle. Maar die vraag is nie, hoe groot is die kerk nie? Die vraag is, word die woord van God nog verkondig? Waar die woord leef die koninkryk. Kom ons sluit af in hierdie gedeelte. God bou sy koninkryk steeds. Nie deur menslike krag nie, maar deur sy gees en deur sy woord. Kom ons kyk na die koninkryk van God se familie. Heidelbergse Katekismus Sondag 21, al Efesiërs 2 vers 19 aan en sê, julle is medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Ja, dis indrukwekkend. Julle is medeburgers en heilig van die heiliges en huisgenote van God. Efesiërs 2 vers 19. Ons kan as inleiding gebruik, een van die grootste probleme van ons tyd is eensaamheid. Mense woon nader mekaar as ooit, maar voel verder van mekaar as ooit. Hoe dit ontwikkel. Die Heidelbergse Katekismus leer ons dat ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk. Dit beteken die kerk is nie bloot 'n organisasie nie, dit is God se familie. Ons kom uit verskillende huise, verskillende tale, beroepe, maar ons het een Vader.
Christus maak vreemdelinge familie. Koninkryk van God bestaan nie uit los individue nie, dit bestaan uit mense wat saam hoort, en daarom praat die katekismus ook van die gemeenskap van die heiliges. Ons dra mekaar, bid vir mekaar, help mekaar, huil saam, jubel saam. As ons dit van toepassing moet maak op vandag, is dit mense waarin 'n tyd waarin mense hulle self al meer afsonder. En Christus roep ons nader na mekaar. 'n Telefoontjie, 'n besoek, 'n gebed, 'n hand van ondersteuning. Dit alles is tekens van God se koninkryk. Kom ons sluit af hierdie praatjie en sê, die kerk is nie die plek waarheen ons gaan nie. Dis die familie waar ons behoort. En Christus is die hoof van hierdie familie. Kom ons praat 'n bietjie oor vergifnis in die koninkryk. Ja, daar is 'n geur van vergifnis in die koninkryk. Die Heidelbergse Katekismus Sondag 21 sê, Kolossense 3 vers 13, vergewe mekaar soos Christus julle vergewe het. Ja, Kolossense 3 vers 13, vergewe mekaar soos Christus julle vergewe het. Weet, elke huis het sy eie geur. Sommige huise ruik na vars brood, ander na koffie. Maar wat is die geestelike geur van 'n Christenhuis? Nie ontwikkeling kan ek sê, soos die Heidelbergse Katekismus, dis die vergewing van sondes. Dis die hart van die evangelie. Ons leef nie uit ons prestasies nie, ons leef uit God se genade. Die kruis van Christus staan in die middel van die koninkryk. En dan hoor ons, jou sondes is vergewe. Maar die genade stop nie by ons nie, dit vloei deur ons na ander. Mense maak seer, familie maak soms seer, vriende maak soms seer, gemeentelede maak soms seer. Maar Christus roep ons om te vergewe soos wat ons vergewe is. As ons dit van toepassing maak, dan kan ons sê daar is min dinge wat die koninkryk van God sterker laat groei as ware vergifnis. En daar is min dinge wat die kerk vinniger afbreek as bitterheid. Miskien dra iemand vandag nog 'n ou wond. Bring dit na die kruis, laat Christus dit aanraak. Kom ons sluit af. Die geur van God se koninkryk is nie trots nie, is nie wraak nie, is nie bitterheid nie. Die geur van die koninkryk is genade, want ons leef elke dag uit die wonder van God se vergifnis. As ons hierdie 3 praatjies saamvat, dan kan ons sê, hoe leef kinders, burgers van God se koninkryk? Koninkryk groei deur die woord. Die koninkryk vorm 'n familie. Die koninkryk versprei die geur van vergifnis. En dit sluit aan by die Heidelbergse Katekismus, die begin van koninkrykstyd. En ook vir die gehoor van Maluti FM, wat graag hoor wat praktiese geloof toepassings is, en dit waardeer en doen. Kom ons gaan leef dit.